4 spanne wat deurdring, is Hoërskool Bloemhof 1 teen Hoërskool Durbanville 2. En dan gaan die volgende debat is dan Paulroos 1 teen Bloemhof 2. Reg, dames en here, hierdie dames het 5 minute tyd om 'n onderwerp voor te berei wat soos volg lyk. Tieners van vandag het nie meer rolmodelle nodig nie. En die tyd is verstreke. Ons gee nou kans vir spreker 1 van Durbanville daai kant. Om selfvertroue te hê met dit wat jy is en wat jou persoonlikheid behels, is die grootste les wat 'n tiener sommer al vroeg in hulle lewe kan leer. Ek is Annette Kok, spreker 1 van die inleidende span Durbanville, en ons gaan u onomwonde oortuig dat tieners van vandag nie rolmodelle nodig het nie. Wat die ontleding betref, wil ek graag die volgende kernaspekte definieer. Ons sien tieners as jong grootvolwassenes onder die ouderdom van 18. Dit wil sê, hulle is nog adolescent en kan maklik beïnvloed word. Ons definieer rolmodel as iemand, dit wil sê een persoon, waarna 'n tiener kan toekyk en wat as inspirasie vir hulle dien. Ons sien nodig as lewensbelangrik en noodsaaklik vir oorlewing. Ons gaan ons standpunt vandag staaf met die volgende 3 argumente. Eerstens sal ek praat dat tieners moet toegelaat word om hul eie pad te stap. Tweedens, tieners moet na meer as een persoon kyk vir rigting. En derdens, rolmodelle kan ook negatief wees. Ons antisipeer dat ons opponente Bloemhof gaan argumenteer dat tieners nie gaan rigting hê sonder rolmodelle nie. Ons gaan egter hulle vandag verkeerd bewys. Vervolgens my argument. Tieners moet toegelaat word om hul eie pad te vind. Soos ons weet, is adolessente soos tieners maklik beïnvloedbaar. Rolmodelle wat op sosiale media is, kan maklik hierdie tieners beïnvloed. As hulle sien hulle gunsteling beïnvloeder, as ek dit so kan stel, doen iets simpel, soos byvoorbeeld om by 'n dak af te spring, kan hulle dink dat hulle dit dalk ook kan doen. Die aksies van beïnvloeders is dus nie altyd goed nie, en ook nie van rolmodelle nie. Hulle moet hulle eie begrippe vorm en nie kyk na die mense soos rolmodelle om hulle aksies vir hulle uit te lê nie. Hulle moet hulle eie menswees vorm en ons kan dus nie laat rolmodelle hulle menswees kweek nie. Baie dankie. Geagte voorsitters, dames en here en natuurlik ons opponente. Ons stem beslis nie saam met julle saam dat tieners van vandag rolmodelle dat dit nie nodig is nie, maar ons sê dat hulle dit wel nodig het. Ons stem gedeeltelik saam met julle definisies. Ons wil net daarbey voeg dat die rolmodel wel 'n positiewe rolmodel moet wees, want enigiemand kan jou beïnvloed, maar dis nie te sê dis 'n rolmodel nie. Iemand wat 'n positiewe invloed op 'n persoon het, is die rolmodel. En dan wil ons sê, julle definisie van noodsaaklik is vir ons 'n bietjie te drasties, eerder as wat dit noodsaaklik is vir hul oorlewing, net vir hulle ontwikkeling en hulle eie mens te vind. Ek en my span, julle het ook verkeerd geantisipeer, maar ek moedig julle aan om te hoor wat ons vandag te sê het. My span se organisasie is soos volg. Ek gaan praat oor die geestelike aspekte wat 'n rolmodel vir kinders bied, of tieners. Gabby gaan praat oor die groei van mense wat geaffekteer word deur rolmodelle, en dan gaan Delinda die veranderende samelewing en die media argumenteer. Dan lewer ek repliek op my opponent se argumente. Opponent, jy sê dat tieners hulle eie pad moet vind en dat rolmodelle daai gaan nie toelaat nie, maar ek stem nie daarmee saam nie. Ek voel dat 'n tiener juis kan as gevolg van hulle rolmodel uitvind wie hulle is. Want 'n rolmodel is nie noodwendig iemand wat hulle op sosiale media sien nie. Dit kan jou pa, jou ma, jou broers of jou susters wees. Dit hoef nie noodwendig iemand te wees daar buite nie, maar iemand wat jou kan help om jou eie persoonlike pad te vind. En dit lei my na my volgende argument. In tieners se lewe, of die stadium van 'n tiener se lewe, is hulle die mees vatbaar, want hulle is besig om te verander en hulle is nie heeltemal seker van wie hulle is nie. 'n Rolmodel kan juis iemand wees wat hulle lei, wat hulle help om uit te vind presies wie hulle is in 'n goeie manier en wat hulle area in die samelewing is. Voorsitter. Sy sê, hy sê, hulle sê. Maar wat sê jy? Dit is die dilemma waarmee so baie van ons tieners vandag sit. En derhalwe en dus sê span Durbanville dat tieners vandag nie meer rolmodelle nodig het nie.
Wat die ontleding aanbetref, net die volgende. Mieke, ons hoor wat julle sê, maar ons voel vir die doel van vandag se debat moet ons na beide positiewe en negatiewe rolmodelle kyk. Verder gee ons toe tot heel ontleding van noodsaaklik, maar ons wil hom so klein bietjie aanpas. Ons wil vandag dan stel dat sonder rolmodelle sal tieners nie sukses behaal nie of nie tot hul volle potensiaal bereik nie, wat geïmpliseer word deur die woord nodig. Ek reageer nou graag op Mieke se toespraak. Mieke, jy het byvoorbeeld genoem dat tieners baie vatbaar is vir byvoorbeeld invloede van buite en dat hulle baie maklik beïnvloed kan word om die regte ding te doen. Maar die teenoorgestelde is ook natuurlik waar. My spanmaat Clara gaan in haar eie argument later daarin raak. Ek wil egter aan jou sê dat in adolessensie is jy baie vatbaar, ja, maar dit is ook die tyd wanneer jy jou eie identiteit en jou eie opinies begin vorm wat jou as volwassene as gevolg sal hê. Dit bring my tot my eie argument. Tieners moet leer om hul eie opinies te vorm en hulle moet nie net luister na die opinies en menings van een persoon en dit aanvaar as korrek nie. Soos ons weet, is ons in 'n baie onstuimige woon ons in 'n baie onstuimige wêreld. Die wêreld is vol opinies en almal het hul eie menings. Tieners moet begin leer dat wat een persoon sê, is nie noodwendig reg of weg nie. 'n Goeie voorbeeld hiervan is die politieke keuses wat jong volwassenes maak. Volgens die barometer van versoening wat gepubliseer is aan die einde van 2023, stel dit dat baie politieke menings oorerflik is. Dit wil sê, vandag se jong mense leer nie meer om hul eie menings te vorm nie. Hulle volg die opinies van hul ouers of die volwassenes die naaste aan hulle. Klink dit vir julle reg? Hulle moet meer leer om na die menings van baie mense te luister, te besef maar dit klop nie altyd nie, en hul eie navorsing te doen en sodoende hul eie opinies te vorm en dus goed afgeronde volwassenes te word. Clara sal ons betoog verder voer. Dankie aan voormalige president Mandela vir jou uitmuntende voorbeeld. Maar volgens ons opponente is dit nie meer nodig vir ons jeug nie. Of hoe? Ek is Gabby, tweede spreker van die opponerende span, en ons voel sterk dat tieners van vandag rolmodelle nodig het. Ek gaan begin deur 'n repliek te lewer. Alla, jy het gesê dat dit word deurgeskyn, die slegte rolmodelle word deurgeskyn deur mense se politieke keuses wat hulle maak. Ek verstaan nie hoe jy iemand se politieke keuses as sleg kan beskou nie, want in die land wat ons bly, moet ons aanvaar dat mense verskillende politieke keuses gaan hê. En ook, ons stem saam dat party mense gaan, daar is slegte rolmodelle, daar is goeie rolmodelle, maar ons kan nie net, omdat daar 'n paar slegte rolmodelle is, al die goeie rolmodelle wat vir ons gewys word, afskaf nie. Nou gaan ek praat oor my argument. 'n persoon baseer hulle morele waardes op die mense wat rondom hulle is, of die mense wat hulle beskou as rolmodelle. Dit is al bewys dat dit noodsaaklik is vir kinders onder die ouderdom van 6 om goeie rolmodelle te hê en mense in hulle lewe wat vir hulle sekere waardes al klaar aanleer. Ons kan as opponente, ons kan nie sê dat ons ouers nie vir ons 'n goeie voorbeeld gewys het of miskien nie het nie. Dit is noodsaaklik vir die vooruitgang van ons samelewing om te aanvaar dat morele waardes is waarop ons vooruit gaan. Dit kweek empatie. Die goeie rolmodelle in ons lewens kweek empatie. En kom ons ignoreer nie die ongelooflike voorbeelde wat deur ons voormalige leiers gegee is nie. Kim Kardashian plak haar gesig vol plastiek. Wil ons sê Sunny moet dit ook doen? Ek is Clara Brand, spreker 3 van span Durbanville, en vandag gaan ons u onomwonde oortuig dat tieners van vandag nie meer rolmodelle nodig het nie. Opponente, om terug te kom by die ontleding, ons wil net weer klem lê op die feit dat ons gaan kyk na nodig as die noodsaaklikheid om die groei en ontwikkeling en lewens van ons tieners te verbeter. En julle het gepraat van die rolmodelle, julle het gesê julle wil kyk na positiewe rolmodelle. Ons kan toegee, maar dan wil ons ook kyk na negatiewe rolmodelle en na beide kyk. Dan om te reageer op jou argument, my opponent, jy het gesê dat ons ouers vir ons morele waardes leer wat ons kan verbeter, maar ons moet ook kyk dat dit ook negatief kan wees, en daarom sal ek nou verder in my argument dit vir jou beskryf. My argument is dus die volgende. Rolmodelle kan dikwels meer negatief weeg as positief op die skaal.
Beïnvloeders en internetgesigte stel dikwels ongepaste en kontroversiële dinge op die internet, wat nie altyd nodig is vir kinders om te sien nie, veral tieners. Net omdat daardie persoon die tiener se rolmodel is, dink hulle dalk of glo hulle dalk dat dit die regte ding is om te doen. Hulle kyk op na hierdie mense, so wat ook al Kim Kardashian besluit, gaan Sunny dalk besluit. Hulle is naïef, hulle kan sleg beïnvloed word hierdeur, veral omdat tieners in 'n morele kwesbare tyd is, waar hulle besig is om hulle morele kompas te vind. My span se argumente was dus die volgende. Spreker 1 Lenet het gesê, dat tieners moet toegelaat word om hulle eie pad te stap. Ayla, spreker 2 het gesê, dat tieners moet kyk na meer as een persoon vir rigting. En ek, spreker 3 het gesê, rolmodelle kan dikwels meer negatief as positief wees. Sunny se gesig is nou ook vol plastiek geplak, want Kim Kardashian het dit gedoen. Wat kom volgende, opponente? Wie sou ek wees sonder my rolmodel wat my geleer het om my eie opinies te vorm en my eie mens te wees? Geagte voorsitter en opponente, ek is Delinda Kino en ek gaan ons argument verder voer. Ek gaan eers repliek gee op my opponente se argumente. Julle het gesê hoe rolmodelle nie nodig is nie, want tieners moet hulle eie mense kweek, hulle eie opinies vorm. Maar hoe kan tieners hulle eie opinies vorm wanneer daar so baie perspektiewe na hulle kant gegooi word sonder 'n rolmodel, sonder 'n rigting om hulle te lei in 'n spesifieke paadjie? Nou word daar 100 verskillende perspektiewe na hulle kant toe gegooi en hulle moet nou kies waarin hulle glo. Hoe kan hulle eie opinie vorm? Dames en here, dit beteken hulle vorm nie hulle eie opinie nie. Hulle vat net enige ander opinie van die 100 verskillende perspektiewe wat hulle kry en sê dit net weer deur. Ek gaan nou aan my argument wat juis op hierdie punt weer gaan klem lê. Vandag se tieners word gekonfronteer met so baie verskillende perspektiewe deur die media. Nie net meer ons op Sondagoggende met die koerant nie, maar elke liewe dag, ure per dag op 'n skerm, waar hulle massas hoeveelhede inligting, massas hoeveelhede opinies en perspektiewe inneem. Tieners weet nie hoe om hulle waardes en hierdie opinies in te neem en te analiseer, te interpreteer en dan hulle eie opinie te vorm sonder die leiding van 'n rolmodel nie. Hulle neem net dit in, weet nie wat dit beteken of wat enige van hierdie opinies waar dit in die wêreld inpas nie en nou moet hulle net weet wat om te doen, weet wie hulle is en weet wat 'n opinie hulle moet hê sonder enige leiding. Daarom het tieners leiding nodig. Ek som nou my span se argumente op. Mieke het gepraat hoe die rolmodelle nodig is om die tieners te lei deur die geestelike ontwikkeling waardeur hulle nou gaan. Gabby het gepraat oor hoe dit morele waardes vir die tieners kan aanleer. En ek het geargumenteer dat in die moderne samelewing waar honderde verskillende perspektiewe ingeneem word, is 'n rolmodel noodsaaklik om hierdie tieners te lei in hulle eie opinies en menswees te stig. Voorsitter. Dankie dames, ons gaan nou oor na die debatsgesprek. Enige spreker van die opponerende span mag die eerste vraag stel. Clara, ek wil net vir jou vra, jy het aan die einde gesê dat hulle moet na meer as een persoon kyk vir rigting. Wat sal mens so 'n persoon noem wat mens na kyk vir rigting? Opponent, ek het nie gestel dat ons nou meer as een persoon moet kyk nie, dit was Ayla se argument, maar ek wil nou juist dit met jou beantwoord. Julle het ook gesê dat die tieners word nou gebombardeer met al hierdie verskillende perspektiewe, maar dink julle nie dis beter om hierdie verskillende perspektiewe te hoor en dan self te besluit wat die beste is vir hulle, as om een persoon wat hulle as 'n rolmodel sien, sy siening aan te neem net omdat dit 'n rolmodel is nie? Clara, dis juist waar jy die subjektiewe opinie rig oor wat jy sien is 'n rolmodel. Die opinies wat hulle inneem, tieners is in so 'n stadium van hulle lewe waar hulle nie noodwendig weet hoe om hulle eie opinies te vorm uit al hierdie massas inligting wat hulle kry nie. Juist is rolmodelle dan nodig om nie hulle eie die rolmodel se opinie op hulle af te dwing nie, maar om hulle te lei om hierdie opinies in te neem en so hulle eie opinie te vorm. Delinda, jy's heeltemal reg. Iemand wat ons as 'n rolmodel sien is baie subjektief. Dis hoekom ons rolmodel ontleed het as 'n enkele persoon waarna jy kyk vir rigting en leiding en van wie jy opinies uit leer. Maar jy het nou mooi aan my eie argument geraak waar ek vir jou gesê het dat tieners is juis in hul ontwikkelingsfase, dit deur wetenskap bewys dat hulle in die fase is waar hulle opinies vorm. So hoe kan jy vir my sê tieners kan nie hulle eie opinies vorm nie?
Opponent, maar julle hamer nou die hele tyd op dat 'n tieners veral net een rolmodel kan hê, maar dis nie waar nie. Tieners kan 'n hele verskeidenheid van rolmodelle hê en uit daai rolmodelle kan hulle leer wat hulle mee saamstem en wat hulle waardes is teenoor hulle rolmodels en so leer hulle hoe om hulle eie opinies te vorm en hulle eie waardes toe te pas in hulle lewens. Ons hoor wat julle sê, opponent. Ons voel ons draai 'n bietjie in sirkels. So as ek 'n vraag kan stel aan julle derde spreker. Opponent, die inleiding tot jou toespraak het gesê dat jy jou eie opinies en menings kan vorm, maar gebaseer op jou rolmodel se siening. Dit is nie wat dit gesê het nie, opponent. Dit het juist gesê dat ek my eie opinies kan vorm te danke aan my rolmodel wat my gelei het deur die verskillende inligting wat ek ontvang het van die media af. Maar Delinda, dan vra ons weer die vraag, het jy daai rolmodel nodig om jou eie opinies te vorm, want ons sien soveel voorbeelde vandag van kinders wat wegbeweeg van hul rolmodelle wat vir baie mense hul ouers is en hul eie menings gaan vorm. Ons stem 100% saam dat jy gaan definitief groei uit dit uit. Dit beteken nie net omdat jy 'n rolmodel het, jy gaan al hulle opinies en menings net so vat en jou eie maak nie. Maar dit is belangrik om daai fondasie te hê, of dit nou goed of sleg is, dat jy kan gaan, ek stem saam met hierdie of ek stem nie saam met hierdie nie. Gabby, ons hoor wat jy sê, soos jy nou gesê het, dit is belangrik en ons erken dit, maar ons het nodig wat julle mee nie 'n probleem gehad het nie, gedefinieer as noodsaaklik. En daarbey saam wil ek vir julle vra, dink julle dan indien 'n persoon 'n negatiewe rolmodel dalk het, wat ons ook gesê het ons ook sal praat, hoe dink julle dit sal 'n persoon se of 'n tiener se lewensstandaard verbeter? Hoe is dit goed vir hulle? Clara, ek stem saam, daar is tog 'n kans dat 'n persoon 'n slegte rolmodel gaan hê. Dit is hoe die wêreld werk, vir elke iets wat opgaan, gaan iets af. Maar ons kan nie net omdat daar iemand is wat 'n slegte rolmodel kan wees, alle goeie rolmodelle afskaf nie. Gaan ons net omdat iemand iets in die verlede gedoen het wat sleg is, nou iewes skielik sê, okay, almal wat nog ooit iets bereik het in die lewe en vir kinders 'n goeie voorbeeld stel, dit maak nie meer saak. Opponent, as ek 'n vraag aan julle kan stel, kom ons sê 'n tiener het nie toegang tot enige, want kom ons wees eerlik, 'n groot deel van ons lewe is sosiale media en baie van ons rolmodelle kom van sosiale media af. As ek nou kan raak aan daai aspek, ek sien ons baie meer as net sosiale media rolmodelle. Maar kom ons sê iemand het nie toegang tot dit en hulle ouers is hulle enigste verwysingsraamwerk om hulle eie opinies te vorm. Ek voel net dat sê julle dat dit broodnodig is vir 'n tiener om 'n rolmodel te hê, want daar's ook baie kinders wat nie ouers het as rolmodelle en so hoe kry hulle dan toegang tot rolmodelle, want julle sê dit vorm hulle menswees. Opponent, julle het nou gepraat oor kinders of tieners veral wat nie toegang het tot internet, die wie se ouers juist hulle rolmodelle is. Maar is daai nie dan juist die mense wat vir jou die vaardighede leer om in die samelewing eendag te gaan leer, die kommunikasievaardighede en die vaardigheid om jou eie opinie te stig en te sê wat jy dink en voel en aan ander mense. Ek wil vir julle ook 'n vraag vra, maar as jy nou sê die internet is jou enigste rolmodel en jy verwys na mense soos Kim Kardashian, wat van al die goeie rolmodelle wat ook daar te sien is? Mieke, dit is nie heeltemal wat my spanmaat gesê het nie. Sy het verwys na die internet kan vir jou swak rolmodelle gee en dit kan nie. En dis weer eens, dit was nie, jy val nou 'n voorbeeld aan. Ek bring nou ook weer terug tot wat my spanmaat Clara gesê het, is rolmodelle kan ook baie negatief wees en is weer eens soos ek vroeër gesê het, hierdie negatiewe rolmodelle wat maak dat kinders al wegbeweeg het van hul rolmodelle af en dis sê ons tieners het nie meer rolmodelle nodig nie. Ayla, ek hoor wat jy sê, maar julle hamer baie op die slegte rolmodelle. Dis hoekom ons juist verwys na wat die voordele van beide goeie en slegte rolmodelle is. Maar ek wil graag hê, dink julle dat net omdat daar 'n paar slegte rolmodelle is, ons alle goeie rolmodelle net moet afskaf? Opponent, ons dink nie ons moet dit afskaf nie. Ons kyk nou na die nodigheid of die noodsaaklikheid soos ons dit gedefinieer het. Maar dit is die harde werklikheid, opponent. Ons moet kyk na dit wat in die realiteit aangaan. Ons moet kyk na die negatief ook. So ons hoor wat julle sê van die positief, maar dit is die harde werklikheid dat daar soveel negatiewe mense is wat 'n groot invloed het op die tieners van vandag. Clara, dankie. Ons het besef daar is 'n negatiewe een en ons het dit in ons argumente so deurgegee aan julle, maar ons het nog steeds nie van julle antwoord gekry nie. Daar's so baie positiewe rolmodelle daar buite wat juis hierdie morele waardes en die fondasie vir tieners, juis vir tieners stig. So hoe kan ons hulle net afskryf en sê ons het nie meer hulle regtig nodig nie? Ons stem saam dat daar goeie rolmodelle is, maar ons debatteer vandag hier of dit nodig is. Dankie dames, die tyd is verstreke. Dalk kan meneer Visser vir 'n paar mense uit die gehoor vra vir vragies, né? My vraag is vir Derman Wil. So
Julle dink julle nie tieners moet juist sien wat se nagevolge hul rolmodelle se keuses het om dan so hul eie pad, soos julle tweede spreker nou argument gesê het, te stap en half te formuleer nie? Jy's heeltemal reg, hulle moet leer uit die foute van ander. Dis hoekom ek in my eie argument juist verduidelik het. Dat tieners moet hul eie navorsing doen, onafhanklik van die mense rondom hulle. Hulle moet kyk na die opinies, die foute, die menswees van ander en sodoende op die ouende hul eie opinies vorm. Nie net soos wat ons rolmodel ontleed het, na hun persoon kyk vir rigting en dan hul opinie aanvaar as die waarheid nie. Want dis juist negatiewe rolmodelle wat dan gaan maak dat hulle ook daardie verkeerde pad stap en daardie foute maak. Baie dankie dames, julle kan julle self verdaag.